Ja, dankie, dit is 'n ongelooflike voorreg. Ek dink elke keer om 'n platform te mag hê en ek wil juist vanoggend dink ek is belangrik want ek ervaar op baie plekke dat daar soms mos so 'n bietjie afstand is tussen hier en daar. En mense ervaring in jou geestelike lewe gebeur dieselfde. Mense het soms daai persepsie dat die Here sê gaan en gaan verander die wêreld. En dan sê meeste van ons, is reg Here, ek sê my pastoor laat weet jy het so gesê. En daar's 'n ding wat settle wat meer as 2000 jaar oud is. Wat gebeur met ons as mens en dis normaal. Dis heeltemal normaal. Maar ons challenge is om bewus te wees daarvan en iets daarmee te maak. So dit is 'n ongelooflike voorreg en ek dank die Here vir die geleenthede wat mens kry. So ek sê 'n inseëning. Elke liewe Sondag se worship. Waar as jy kuiergas is vandag in jou gemeente waar jy kan aanbid en kan sê, Here hier is ek. En ek kom saam met my broers en susters bymekaar en ons sê ons is kerk. En ons wil mekaar in die oor kyk en ondersteun. Dis 'n geleentheid. Dis 'n ongelooflike mooi geleentheid. En dan het ons ook daai wonderlike geleentheid om huis toe te gaan en daai selfe liefde wat die Here in ons harte wakker maak met ons familielede, ons gesinslede te deel. En is weer oomblikke. Dis oomblikke as ons om die ontbyttafel of ontbytsitbank rondom die TV ook al Here doen, om daar te sit en te sê ons as gesin het die voorreg om God te ken. Ons as gesin het die voorreg om in sy wil te beweeg. Is dit altyd moontlik? Ja. Is dit altyd maklik? Not so much. So die uitdaging is daarin dat nee, dis cool, hy kan maar praat. Ons praat saam hierso. Sy sussie, hy het nou ja gesê en sy sussie gluur vir hom. Ons praat in die kerk. So nee asseblief, ontspan. Kuier saam, want ek dink dis crucial dat ons gou vir mekaar vanoggend iets verskriklik belangrik sê wat die Here met ons wil deel. En Lodrie vra vir my altyd, so hier in die middel van die week, is jou preek reg? Dan sê ek soos, ja, is hier. En dan teen donderdag se kant en is jou preek reg? Ek sê, man, die Here het al 'n ding of twee gesê, maar my kop moet dit nou nog filter. En dan hierso nader aan die naweek en dan het ek nou 'n konsep en mense kan met hom begin werk en dit is 'n verskriklike lekker journey om saam met die Here uit te figure, wat is dit wat u sou wou kommunikeer in 'n gemeente en ek is net 'n spreekbuis. En sodra jy daai journey toelaat om te gebeur, dan my experience is nou nogal, jy dink jy het 'n cool konsep in 'n teksvers en jy weet jy het 'n bietjie navorsing gedoen en daar's baie oulike punte en jy dink, "Jessie, vandag gaan ons 'n boodskap gee, wag net." En dan die Here se manier om te hierdie gaan nie oor jou nie. So ja, wat ek eintlik wou sê en dan sit heeltemal 'n ander storie. Elke keer. Dit expand en explode en dele val weg en jy dog jy was in beheer, toe is jy nie meer nie. En dit is 'n ongelooflike voorreg om dan te sê dit wat ons volgende met mekaar oor gaan praat is die Here se woord. Nie my opinie nie. Want my opinie ek dink ek sou iets anders hier uitgekry het, maar toe ek nou regtig so met die Here gaan sit en gaan oopkrap en gaan delf, toe het die interessante goed uitgekom en dis wat ek volgende met u wil deel en ek wil jou nooi, whether jy op jou foon is, nie Facebook nie, né? Gaan Bybel app toe. So spring ek mag jou Bybel app oop en ek wil jou nooi om na Handelinge 17 toe te blaai. Handelinge 17 is in Handelinge. En Handelinge is een van daai boeke wat verskriklike foundational rol speel in die kerk. Want dis die boek wat net na die evangelies gekom het, of ons beskikbaar gestel is, waar Jesus hemel toe vaar en vir sy disippels sê, let's go, change the world. En sy apostels is soos, right, ons gaan die wêreld verander. En hulle vaar die vlaktes in, hulle is terug Jerusalem toe en hulle vertel en hulle ontmoet mekaar en Paulus sien op stadium vir Jesus en dit raak net rof. Dis net iets ongeloofliks hoe Christendom, hoe Christus deur die Gees beweeg en die kerk vestig op 'n unbelievable manier. Nou, since then het ons nou 'n paar keer in 'n muur vasgeloop en oor klippe gevoeter en in bome. So die kerk het maar sy ups and downs en sy hiccups given, want ons is mens en die Here is met ons besig. En ons ongelooflike voorreg as jy so terugkyk oor die kerkgeskiedenis om te sien dat God se hand was nog altyd daar. Nog nooit het die Here gesê, nee genade, kerk voeter voort, ek gaan nou los nie. Nie een keer nie. En ons weet dit want ons het nog nie verdrink nie. Dankie Johan, Jessie. Genade. Ons het in Handelinge 17 het ons 'n stuk waar hierdie apostel Paulus na mense toe gaan
En ek gaan jou nou vertel wie hulle is, maar hy het nodig om 'n paar sinne te sê, want hy het nie geweldig baie tyd nie. Hy het nodig om 'n paar key sinne te sê. Nou wil ek jou uitdaag, net daar waar jy sit. As iemand jou nou 'n geleentheid gee, né, om in 'n gemeenskap in te beweeg, in 'n skool, 'n werksplek, wherever, waar jy weet, voor jou siel weet, hierdie mense wat hier sit, is besig met 'n leefstyl wat net destruktief is. Jy weet voor jou siel, en dit is nie 'n oordeel ding nie, ons is Christen, ons oordeel mos maklik, so set aside, dit is nie 'n oordeel ding nie, dis jy wat in daai plek in beweeg, en jy het net 'n bewustheid van, oh my word, hier's soveel seer. Hier's mense wat net verlore is, en dis hartseer. In jou kompleks, op jou werksplek, waar ook al jy kom, en jy kan agterkom, maar hier is nie 'n bewustheid van God se liefde nie. God se liefde heers nie in die plek nie. En jy kry opportunity. Hulle almal, daai mense sê vir jou, right, wie's jy? Hoekom jy praat van hierdie Jesus van jou? Hulle gee vir jou so 'n platformpie en hulle sê, okay, go. Vertel vir ons. Wat is hierdie geloof wat jy so mee raakloop? Wat sal jy sê? Waaraan gaan jy vashou? Wat is die kernwaarhede wat jy daar sal kommunikeer? Kom ons sê jy het 8 minute. Kan jy daar waar jy sit, net gou in jou hart 'n paar goeters vasmaak? Jong, jy moet ophou rook. Dis dit regtig die eerste ding wat daai mense gaan wil hoor. Weet jy, jy gaan met ophou vloek. My geloof sê jy gaan met ophou vloek. Of nee, wag. Ek kom van Benoni af en ons het sekere maniere in Benoni. En as julle die Here wil ken, dan moet julle dit so doen. Maak suk wie julle is nie. Is dit hoe God se liefde gaan heers, God se liefde gaan deel raak? Is dit die tipe waarhede wat ons met mekaar moet deel, of wat jy dan op daai oomblik, daai tydstip gaan moet share, om regtig iets te kommunikeer van wie God is? Gaan ons oordelend wees? Gaan ons sê, hier's die standaard, maar jy's jammer, jy's mens, nee, jy's onder in die modder, as jy maar kon. Wanneer julle sou ons eerste foundational, wat is daai kernwaarhede, daai 6 sinne wat jy kan sê, wat in hierdie gemeenskap, in hierdie mense se harte gaan inpraat, wat hulle gaan laat besef, dit is 'n cool representation van wie jou God is. En wat jy dan van daar af, saam met hulle en saam met die Gees kan begin beweeg en begin loop en begin verhouding bou en begin sê, okay, kan ek jou Jesus se liefde wys? Wat is daai eerste paar sinne? En Paulus doen dit. Paulus het so 'n geleentheid op 'n plek in Athene, toe hy daar kom. Ek gaan net gou vir jou 'n prentjie enkleer van wat maak hy en hoe het hy tot hier gekom. Nou Paulus het, soos julle weet, rondgereis en hy het die kerk gebou, laat dit gons. Hy het links en regs vir mense gesê, julle gehoor van Jesus? Dan sê hulle soos, ja, ek dink so 'n bietjie. En hy het vir hulle waarhede gedeel en hy het vir hulle beginsels gedeel en hy het gesê, kom ons wees kerk. En die mense het ingekoop en tot bekering gekom en by die massas, ons lees van ouens en vrouens, ek praat soos die Bybel, so girls, julle is altyd included as my so iets sê. By die honderde duisende het mense net ervaar en besef, maar wie is God? En ek het nodig om deel te wees van hierdie beweging. Ek het nodig om deel te wees vir my eie salvation, en as gevolg van wie God is, het ek nodig om deel te wees van hierdie ding waarmee hierdie ouens besig is. Petrus en Paulus en Johannes het die manne hardloop rond en hulle sê, ja, weet julle wat gebeur het? Was julle daar? Het julle gesien wat in Jerusalem gebeur het? En die kerke wat gevestig het in die verskillende stede, het ontplof, het regtig iets niets geword, wat daai tyd nie geken het nie. Het begin leef op 'n manier wat daai tyd nie geken het nie. Hulle het 'n leefstyl promote, wat so radical en so weird, en so out there was, dat mense net moes deel word. Want hulle het gesien, hier's lewe. Hier's iets unbelievable. En nou het Paulus die geleentheid, by een so plek, om kerk te bou en aan te gaan met sy evangelisasiewerk. En die Jode, wat ons nou hierdie volk was, wat gesê het, hoe meer julle Jesus spreek, hoe minder, weet, oukies het ons in die kerk wat geldjies bring. So hou asseblief op. Weet, ons gaan een van die dae om na die boom met kerk hou as julle so aangaan. En ek dink die ouens was 'n bietjie threatened. Maar die eintlike issue was, in die owerhede op daai stadium, baie politics, erg politics. As jy nou dink die kerk was deel van die politics, my goodness. Daai eerste paar eeue was net chaos. En dit was regtig so van die Joodse, wat ons nou God se volk is, ekskuus nie in aanhalingstekens, dis regtig God se volk. Die Jode was so betrokke by die politics, by die Romeine wat geheers het, dat die Romeine vir van die Jode se grootkoppe voordele gegee het, soos huise en plase en whatnot,
as hulle die Jode in check hou. En sê, gaan julle as geestelike leiers en kleer julle geloof op so 'n manier in, sodat hierdie mense net aanhou doen wat ons as Romeine sê. En wat het daai Joodse leiers gedoen? Kan ek nog 'n Ferrari kry? Want Jessie, ek moet hom hard preek Sondag, hoor. En so het dit gegaan. So, maar, jy het ook 'n groep Jode gehad wat so opreg en so eerlik, met integriteit, God se aangesig gesoek het. Wat uit 'n geskiedenis gekom het. So jy het jou variations gehad, maar op daai stadium het hierdie Joodse ouens gesê, maar okay, jy Paulus nou wat praat van 'n ander koning. Ons het 'n keiser. Daar's 'n keiser. Moenie kom met jou koningsstories nie, want jy's besig om te bedreig wat ons hierso vestig. Ons is cool. Moenie kom afbreek nie. Moenie kom afbreek met jou Christen talks nie. Moenie kom inkom met jou praatjies van dit is die regte manier van leef en dis regtig lewe en dis hoe dit is om vol te lewe. We don't want that. Want sodra ons dit gaan begin doen, dan gaan ek dit wat ek het vir ander mense moet begin gee. En, I don't want to go there. So asseblief, nie te veel Christendom op my keel afdruk nie. Hoeveel keer het jy dit dalk al gehoor? Wat jy iets kommunikeer van, ek het iets van Jesus se liefde ervaar en ek wil dit net met jou deel. Wat mense vir jou sê, ek het my lewe, ek's cool. Ek hou van hom soos hy is. Ek het my 4 muurtjies gebou. Don't mess with this. Paulus op hy selfe plek. En hierdie ouens begin om te jaag. Hulle begin om toe nou kwaad aan doen. Hulle begin sê, nee, jy kan nie dit doen nie. En uit die aard van die saak, vir sy lewe moes hy vlug, want dit was 'n verskriklike vervolgde tyd. So Paulus vlug toe nou, en van die ouens met wie hulle was, Jason is een van hulle, nie ons Jason drummer nie, hy mag dalk drome gespeel het. We never know, as dit drome was. Dit kon, in elk geval, sidetrack. Jason was een van die ouens wat vir Paulus hulle en sy ouens weggesteek het, sy vriende weggesteek het van hierdie owerhede, en hulle het vir Paulus hulle weggevoer na Athene toe. Nou, Silas en Timotheus, wat Paulus se skiewies nie, disciples was, sy buddies, sy volgelinge, sy team was, het eers agtergebly, en Paulus is toe alleen na Athene toe, en toe daar was toe nou ructions, hulle toe nou ingevaar en vir Jason gesê, jy, steek hierdie ouens weg. En nou sê die teks iets van sodra hulle waarborg gekry het. Ek glo wat dit beteken. Ons moet dit nou nog oopkrap. Okay, so next time. Want die volgende dele is waar Paulus nou in Athene rondloop. En dis waar ek vanoggend wil fokus. Paulus is toe nou in Athene. So dis sy omstandighede. Hy is in Athene en so 'n bietjie van 'n low profile hou want hy's bietjie in moeilikheid. Maar hoe ken jy vir Paulus? Hy kan nie want hy's net te veel wat aan hom heers en leef wat hy moet communicate. Wow, sorry. En hy is toe in Athene, en in Athene is van die stede in daai tyd wat ongelooflik baie gode en standbeelde en net tempels en allerlei goeders gehad het. Nou wat fascinating is, was hierdie raad wat in Athene geheers het, wat soos 'n regering was. Dit was 'n spul probably oomies wat in 'n kring gesit het en gesê het, luister, ons hoor hier in die stad hang ouens rond en hulle vertel van hierdie God. Hierdie Apollos somebody. En hy's nogal adamant daaroor. So ons moet dit uitcheck. So hulle kry die ou daarin en sê, hoorie, so ons hoor jy vertel en ons kom nogal agter dat daar baie ouens wat jou volg en julle begin nou nog hulle movement raak. Julle is so 'n bietjie van 'n cult en ons wil net gehoor wat jou storie. Dan kry hierdie ou geleentheid om voor hierdie raad te staan en dit gebeur op 'n heuwel wat hulle die Areopagus noem. Dis so 'n klipstallasie storieetjie wat in die stad is. Wat jy kan vandag nog gaan kuier, daar's platsteentjies waar jy kan sit en dan het jy nou geleentheid om voor hierdie ouens te sê, my God is so cool want hy gee chocolates in die middel van die nag. En dan sê die ouens, ons dink ons hou hiervan, want sien ons het hierdie een wat waffles gee. So ek dink ons een God en jou God kan kuier, ons kan lekker midnight feast. So ek dink hierdie is cool. Jou God mag maar deel raak van ons pantheon. Hulle besluit dan op grond van sekere riglyne en strukture en vooraf besluite goeders dat die godsdiens wat hierdie een persoon in die stad inbring mag maar deel raak van ons groter versameling. So dan mag jy vir jou standbeeld opsit, jy kan vir jou following kry, maar dis op jou eie beursie, sorry. Ons is nou nie 'n sponsorship of enigiets nie. So as hierdie ouens dan kon 'n tempel opsit en nou moet jy vergelyk met Athene se tempels. As jy al op die TV en so gesien het, dis massive. So jy moet nou nogal kan uithaal en hierdie pilare en standbeelde en goed kan bou en sê, hier's my God. En dan kan mense nou soos hulle lus het hoor, so, wat bied hierdie een? O nee, chocolates in die middel van die nag. Jee, ek het jou gesê, Sarah, ek wag al hoe lank vir dit. En dan kan ons deel raak, van ons kan Sondag kan ons na hierdie tempel toe kom, en Woensdag en Dinsdag som ook, want ons hoor hulle deel uit. So ons kan chocolates kry. Nou ek maak dit 'n bietjie lesinnig, maar daar was regtig 'n groep ouens wat besluit het, watter gode deel van die Griekse geloof mag word.
En dit het deur 'n keringsproses gegaan. En daai goede was dan toegelaat. Soveel so dat Nero, wat ons nou vreeslik geheers het en gekonker het en geroel het aangegaan het, ook toe hy dood is. Toe het hulle sê, hy was cool genoeg, hy sal ook 'n God wees. Ons deify hom. En hy is dan ook daarso tussen ons gode. En vir hom sal ons eer en vir hom sal ons offers bring en vir hom sal ons loof en prys en sê hy is my God en ek sal in hom vertrou en ek sal sê, Jessie, ek kry swaar. Liewe Nero, sal jy. En dit het hulle geloofstruktuur geraak. Paulus loop toe rond in hierdie setup. Hy sien die standbeelde en hy sien hierdie tempels en hy's bewus en hy sê later hy ervaar ietsie van 'n ongelooflike godsdienstigheid. Want ek wil nie snaaks soos, maar julle weet dis net 'n klip daai. Is julle bewus dat dit waarna julle verskriklik sterk glo is nie regtig nie. Dis dalk in jou kop. Want as navorsing gedoen, daar's dele in jou brein wat godheid soek, wat gebou is om 'n godheid te ervaar en te aanvaar. En daai deel van jou brein help jou brein doen wat hy moet. Self-maintenance en self-transcendence. Ons almal as mense het hierdie behoefte om myself op te pas, survival instinct, en ons het hierdie behoefte om meer te wees, om meer te ervaar, om meer te sien. Van ons soek dit in drugs en in porn en allerlei wêreldse dinge. Wel, wêreldse in die sin van ongesonde coping mechanisms. As jy stres en bang is, dan gaan soek jy dit op al die verkeerde plekke. Of jy vind dit in die Here. Nee, ekskuus. Jy vind dit in die wêreldse ding of jy vind dit in die Here. Nee, ek wil dink nie. Okay. So, jy is gewire om God te soek. Jy is gebou om God te wil ervaar en te hê. Dis wie ons is as mense. Nou het Paulus hierdie geleentheid, hy het hierdie wete dat hierdie ouens is op soek. Hulle het 'n verskriklike behoefte, nes elkeen van ons, elke liewe dag. Tref iets jou, een of ander disaster, een of ander krisis, weet soos 'n aan die einde van die maand rekening. Het jy op daai plek gekom waar jy dink, o, genigtig. Ek dink ons moet net hier so ophou leef en weghardloop. Hoe ver is Antarktika nou weer? Daar's nie, ek dink nie daar's reëls en goeie, kom ons gaan kruip net weg. En dit raak scary. En ons almal, elke liewe een van ons, maak ook wie jy is nie, maak ook waar jy vandaan kom nie, maak ook hoe jy groot gemaak is nie. Gryp dan na een of ander vorm van hoop. So ons gewire is. Paulus weet dit. Hy weet dis wat hy ons doen. Dit is hoekom hy so baie gode is. Dit is hoekom ons sulke goeders in ons lewe set up. Dit is hoekom ons reëls en geboue en sê maar, Here, ek verstaan nie heeltemal lekker waarom jy besig is nie. Kan ek net gou 'n paar reëls in plek stel? Daar's kerk, ek het hom. Ek kan hierdie bootjie bestuur. Ek is in beheer, dis cool. En dan raak kerk hierdie godsdienstige weg van God af vehikel. Vir so baie van ons. En dis wat ons volgende vir mekaar moet sê is, gaan ek kerk toe of kom ek na die Here toe? Want dan wil ek jou vra, dink jy die Here is net hier? Want ons het hierdie prentjie van waar God in my wêreld inpas. En godsdienstigheid. Hierdie sing wat ons doen, hierdie sit wat ons doen, hierdie bid wat ons doen, hierdie wees wat ons doen, verskil nie van ander gelowe nie. In fact, hulle doen dit beter. Hulle is meer effektief daarmee, hulle kry groter geboue gebou. Ons is soos, Here, ek vertrou vir meer. Hulle is soos, ons maak 'n plan, ons make it happen, en hulle doen dit. So, as ons net gaan op godsdienstige gebruike, is ons besig om 'n bietjie agter te wees. Maar wat maak ons in anders? En dis wat Paulus met hierdie ouens wil kommunikeer. Hy kry die platform, hulle hoor hom preek, hulle hoor hom oorgaan, hulle hoor sy volgelinge, hulle ervaar, en hierdie raad van ouens sê, wie is hierdie broer? Ons moet hom 'n bietjie inroep en net hoor, wat's jou plek? Wat's jou storie? Waarmee is jy besig? En hy kry toe die geleentheid en ek wil jou nooi om saam met my in Handelinge 17 te gaan lees waar Paulus kans kry om sy sê te sê. 'n Split second te kry om in hierdie ouens se lewens in te praat. En hy noem 'n paar foundational goeders wat ek dink ons kan vat. As jy wil weet, prakties nou, hier's 'n tool in jou hand. Hoe wees ek Christus se lig in my werksplek, in my skool, in my gesin, wherever ek ervaar Jesus se liefde heers nie. Hier's vir 'n paar pointers om na te kyk, om op te fokus. Maar dan vir jouself ook. As ek vir myself moet vra, Here, wat is die crucial, down to the ground floor, grassroots, goeders wat ek nodig het om te weet, of aan vas te hou, of in my lewe waar te maak, is hierdie van daai. Ons het gifts, ons het vrug, ons het so baie in die Bybel wat hierdie fondasies, hierdie boublokke vir ons is. En ek wil jou volgende blootstel aan nog een. En ons lees in Handelinge 17,
as jy so vinnig kyk, ek wil net gou hier met 'n kop kry, van vers 1 af, vertel hy nou van toe hulle nou by die ander stad was, en hoe hulle nou vervolg was, en hoe hulle nou gestuur is, en dan lei ek jou na vers 20 toe, waar Paulus toe nou geleentheid kry, en opgeroep word na die Areopagus. Dis 'n verskriklike woord, sê dit gou, Areopagus. Voel jy dit, Areopagus? So ek kan nog dink as jy opgeroep word en hulle sê, weet jy, sê die mannetjie wat by jou kom en oom Paulus, ekskuus, die oomies op die Areopagus wil met jou kuier. Hy sê, is ek genooi na die Areopagus toe? Yes! Susanna, ek gaan vandag op die Areopagus praat. Maak vir my 'n broodjie, ek gaan 'n rukkie daar wees. En in vers 20, kom ons spring bietjie vroeër, ek wil net hê jy moet lekker kop vang van waar is ons. Vers 18, daar's ouens, hulle sê en sommige van die Epikureëse en die Stoïsynes, nie belangrik vir jou salvation om daai te kan uitspreek nie, maar dis ouens, dis van die wysgeere wat daar was. Vers 18, en sommige van hierdie ouens, wysgeere het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode. So hy's een van hierdie, hulle praat van heralds in Engels, wat kom sê, ek het 'n God, ek het 'n nuwe ou, kan ek hom deel maak van die partytjie hierso? Omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. 19. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, voel jy daai? Kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat deur die verkondig word? Hulle het hom dan sê, share net gaan met ons, wat gaan nie aan? Want hy bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou van die vertaling sê hierdie was vriendelik, anders sê dit was, hy was in kettinge daar, en sê, dude, sê nou, of ons raak ontslaaf van jou. Ander vertalings praat meer van, dit was 'n broer, ons sien wat jy doen, jy is besig om te werk, sê vir ons waarmee jy besig. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets nuuts te sê en te hoor nie. So jy sit net en hoor, wie is die nuwe God? Wie is die coolste nuwe ding? Wat is die nuutste awesome thingie wat aangaan? Pokémon Go? Nee. Die nuutste ou in Afrika wat cool goed is, ek het hierdie DVD. Hier is die woord nou. Nee, ek het hierdie boek gelees. Hierdie boek moet jy kry. Die Bybel is cool, nee, maar hierdie boek. Wat is die nuutste coolste fad? Is hierdie ouens besig om voor te luister. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan. Hoor hierdie, in die middel. Weet jy, hulle sit gewoonlik in kringe of hulle sit so rond. Hy besluit toe, nee, in die middel. Kan almal my hoor? Is julle hierso? Hy het nog nie 'n mic gehad nie, so hy moes maar improvise. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, en hier kom dit, nou moet jy hoor. Ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Hy besef, dis 'n leë geloof, dis net strukture, dis net gewoontes. Dis nie 'n verhouding nie. Want terwyl ek rondgegaan het en julle heiligdom aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. En of Paulus nou hierdie onbekende God, hierdie standbeeld waar daar is wat nie 'n naamplaatjie het nie, klein, as hulle het al gehoor van Jesus en hulle besluit, kom ons maak maar 'n standbeeld vir in case hierdie ou cool is. En of dit actually 'n tipe idee of 'n representation was van Jesus. Ons weet nie, ons is nie seker nie. Maar Paulus besluit, ek het 'n standbeeld gesien wat nie 'n naam op het nie. Julle aanbid een of ander onbekende God. Dis hom wat ek verkondig. 24. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. En hier kom hy nou, né? Luister nou mooi. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Die eerste belangrikste ding wat Paulus besluit om te sê is, die God wat alles gemaak het, wat regtig is, die ware God, die lewendige een, wat die verskil kan maak in jou lewe, is nie in jou kerkie nie. So hierdie ouens wat tempels bou en sê, hier is my God, daar is jou God, hy ryk daai ding eers first base, onder hulle voet uit. Dis nie in tempels nie, hierdie struktuurtjies, hierdie goeders wat julle bou, dis nie waar God se liefde lê nie, dis nie waar God se waarheid lê nie. 25. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie. En hierdie is vir my pragtig. Hy word nie gedien asof hy jou nodig het nie. Die offer is nie vir hom, sodat hy, dankie tog, hulle het vir my 'n skaapie gebring, ek was so honger. Of, my mensies is nog lief vir my, dankie tog, ek was bang ek het my godskap bietjie verloor. Of, weet jy, ek is 'n God, en ek het so 'n volgelingkie, ek het mense wat vir my hou, ek het mense wat opkyk na my toe.
En dis wat hy het jou nie nodig nie. En dit translate nou ietsie wat ons nou net vir mekaar gesê het is, God se wil gaan nie oor ons nie. Ons wil is veronderstel om rond te gaan. So Paulus sit net gou die structures weer reg en hoor net gou mooi. Dis nie jy wat besluit wie se God en wie's nie 'n God nie. Dis nie op grond van wat jy dink cool is of waar jou behoeftes lê wat besluit wat God moet doen of hoe sy karakter is of waar hy veronderstel is om te perform en op te hou nie. Dit het niks met jou uit te waai nie. Juis die mens wat hom dien. Hy is die een en hy gaan aan. 25. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gegee het. Lewe en asem en alles. Nou Paulus gaan hierdie nou weer doen. Dit klink soos dieselfde ding. Is jou lewe nie jou alles nie? Is jou asem nie jou lewe nie? Hoekom sal hy dit apart noem? Maar hy gaan nou weer doen. Daarop wil ek bietjie ingaan. 26. En hy het uit een bloed, ander vertalings praat van een man, een mens, al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy was bietjie aspris hieroor. Hy het nie per ongeluk, want baie van die ander gelowe het hierdie verstaan gehad dat hierdie God en hierdie God het mekaar vasgeloop en toe is die aarde daar. Daar was hierdie chaos, hierdie konflik en toe bestaan ons. En dit is iets van evolution theory ook. En wag, laat ons nou nie in dit ingaan nie, maar 'n verstaan dat alles per ongeluk is om te sê God is nie in beheer nie. Uit een bloed, al die nasies van die mense gemaak oor die hele aarde woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. God is ongelooflik aspris oor waartoe mense moet gaan. Hy het 'n very specific idee van wie ons kan wees en wat ons kan wees en veronderstel is om te wees. En dit is hoekom hy aanhou karring om te restoreer en liefde in te stoot en te genees en te sê kom net na my toe. I've got the blueprint. Dit wat jy kan wees is by my. 27. En hier is vir my mooi, sodat hulle die Here kon soek. Of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Sodat ons die Here kan soek. So Paulus sê vir die ouens, hierdie soeke wat ons het en voel ek kry nie altyd noodwendig nie. Dis juist daai tension waar God jou soek. Want dit is waar jy heiligheid en mystery gaan ervaar en aangaan nou groei. Want sodra jy settle in beheer is, dan is hy nie meer God nie. Dan is hy 'n cool idee wat jy in jou kop kan pleis en mee kan saamleef en kan sê, het hom. So, Jesus pas hierso my kalender in, ek sal 'n bietjie tyd spandeer aan hom. Hierso gaan ek rugby, hierso gaan ek moet seker 'n bietjie werk. Ek moet seker weer 'n bietjie Jesus van, dit gaan nou sleg. Nee. Dis daai tension van hou aan soek, hou aan wonder. Here, hoe leef ek vir U deur alles wat ek doen? 28, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. En so sommige van sê nou vir hulle, so sommige van julle digters ook gesê het, ons stam van hom af of ons is ook sy geslag. Van die vertalings praat van ons is sy offspring of ons kom uit hom uit. Dis hoe die Grieke op daai stadium gedink het. Maar Paulus wil hierdie mindset van ons kom van God af, wil hy beskryf met hierdie 3 woorde. En dis wat ek vanoggend net gou by jou wil los. As jy enigiets onthou hierdie. 28, vers 28, Handelinge 17, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Wat sê Paulus hierso? As hy sê in hom lewe ons. Wat is jou lewe? As jy nou moet kyk. Dis moments. Is dit nie? Dis gebeure. My lewe, my dag gister was ongelooflik besig, want ons het cupcakes gebak, laat dit by ons oor uitkom. So geniet dit asseblief. Was my lewe nou cupcakeie? Of is dit bietjie verder as dit? Nee, wag, in hierdie week, het ek 'n ongelooflike positiewe gesprek, 'n lekker tyd saam met my vrou kon hê. Ons kon lekker by mekaar uitkom en my kindertjies het toe begin lag, En dit was net 'n mooi moment. Daar's my lewe pragtig. Sjoe, en toe kry ek 'n rekening. My lewe sak. En toe verloor ons dalk ons werk. Toe gaan iemand dalk dood in die familie. Toe word iemand met kanker gediagnoseer. Toe wen ons die lotto. Toe verloor die bokke. My lewe
is 'n serious moments, 'n klomp momente. Dis my lewe, dis waaruit my lewe bestaan. As ek vir jou vra, wie's jy? Wat gaan aan? Dan gee vir my, wel, ek het nou die dag, ek was hier so, ek het dit gedoen, ek het dit gesê, ek het dit ervaar. As familie by mekaar kom, wat doen ons? Het jy gehoor wat Tannie Antie nou weer gedoen het? Of julle, ons was die ander dag by Disney World, dit was amazing. En dan, Disney World, wow, en ouma sukkel. Ons het hierdie moments wat ons met mekaar het, wat ons met mekaar deel van waarmee is ons fisies, dis ons lewe. So Paulus sê hierso, in hom lewe ons. In hom, ander vertalings praat van deur hom. Nie my lewe met God wat iewers inslot as ek tyd kry nie. In hom lewe ons. Here, waar's jy? Wie's jy? Hoe kan ek my lewe aan U opdra? Hoe kan ek elke liewe moment aan U opdra? Hy gaan aan, hy sê beweeg. Beweeg is 'n Grieks, is kineo. Beweeg is stir. In hom stir ons. As iets beweeg, dan groei dit. As iets beweeg, dan het dit momentum. As iets beweeg, dan is dit besig om 'n verskil te maak waar ook al dit is. As 'n ding stil lê, is dit useless. Behalwe hierdie is useful, hy's stil, maar hy's dood. So not relevant to the voorbeeld. 'n ding wat example. 'n ding wat beweeg is lewendig, groei, kan iewers heen, het 'n doel. 'n ding wat beweeg is iewers heen op pad. In hom beweeg ons. Wanneer ons jy vir Here gevra, wat is U plan nou weer? Hoe kan my lewe in U wil inslot? Hoe kan dit waarmee ek besig is U naam groot maak? Hoe kan elke gesprek, werksonderhoud, moment wat ek het, U eer? Beweeg deur hom. En in hom bestaan ons. Die Grieks is esmen. Dis ook 'n lekker woordjie. Maar die vertalings daarvoor is have being, letterlik is, ek dink bioloog sal nou vir jou kan sê, dit weet om te is, en die filosofe sal vir jou verskriklik kan aangaan oor wat beteken dit om te is. Maar in bestaan is daar waarde, en daar's hoop, en daar's jy mag maar. In hom is ons. In hom rus ons. In hom is ek okay. Want wat is die een grootste ding, ons werk in die skole, wat ons sien, wat elke liewe ander issue maak, is 'n selfbeeld. Hoekom raak ons betrokke by allerlei goeders? Want ek wil inwees. Hoekom crash huwelike? Want ek voel nie noodwendig opgepas en goed oor myself nie. Of ons pas mekaar nie noodwendig op nie. In hom is ons. En dit maak jou okay. Dit maak jou nogal cool. Dit maak jou nogal flippin' amazing. Want in hom is jy net awesome. Hoekom? Want jy's awesome. Nie omdat jy iets cools reg gekry het nie. Nie omdat jy mooi kan sing nie. Nie omdat jy oulike werk het nie. Nie omdat jy mooi aantrek nie. Omdat jy is. En dit in hom. Paulus sluit sy argument af met hierdie in hulle agterkoppe, en ek hoop nou nogal vir sy daar was 'n paar ouens wat sy gesigte vir hom gewys het. Weet wat lekker is in die AGS kerkies, moes 'n amen, wat tussenin gebeur. Minder vandag, maar anyway. So daar's 'n saam wees wat happen in baie gesprekke, en hierdie, ek dink, hulle sê hierdie kon informeel gewees het, kon formeel gewees het, ons is heeltemal seker nie. Maar ek hoop, ek weet vir Paulus se onthaalwer, daar's van die ouens wat want later vertel hy van hulle tot bekering gekom en hom gevolg. Vers 29, as ons die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen of die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. Weer daai, hy's nie hier nie, hy's in oral op. God het dan die tye van onkunde oorgesien. Jy sê Paulus, God het die tye van onkunde oorgesien. So dis so amper, ons was stupid vir lank, en is fine. Nou, God het gesê, is cool, hy gaan bykom. Sy gaan bykom, gee tyd. En Paulus sê, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense, oral, dat hulle moet bekeer. Van die vertalings communicate hierson, van die Grieks, bou hierdie sin op so 'n manier, dat jy, God het jou simpelheid en jou ignorance oorgesien, dis okay, daar's genade. Maar nou is die tyd. Nou is die tyd, kom by. Dis verby.
Dis genoeg, jy weet nou, ek's jammer. Ekskuus as ek dit nou vir jou gespoil het. Jy het nou waarheid in jou midde. Jy kan nie meer terugdraai nie, jy kan nie meer sit nie, jy kan nie meer lou wees nie, jy mag nie, want jy weet, God roep jou. Om te sê, staan op. Leef, beweeg en wees in my. God het die tyd van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man is met hoofletter want hy verwys na Jesus, wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. God het hierdie ding gedoen sodat ons kan seker wees, sodat ons kan vashou, sodat ons kan glo, sodat ons kan loop hiermee, sodat ons kan leef hiermee, sodat ons kan wees in dit. En van daar af lyk dit vir my as jy verder lees, val die storie toe uitmekaar, het van die ouens begin toe. Ons het ook ons ken die opstanding ding. Ons het ek dink 16 gode wat ook dit gedoen het. So we're good there en dit raak toe uitgelag en 'n bespotting en van die ouens volg hom toe en glo hom toe, ander ouens sê die my hart is hard, wil nie hierdie aanvaar nie. Dis in vers 32 en vers 33 sê en so het Paulus van hulle weggegaan. So daar was so 'n bietjie van 'n you got the truth. Ek gaan. En dit is waar die waarheid ons ook heeltyd los. Dis waar worship ons los. Dis waar 'n woord jou los. Gaan jy optree? Of gaan jy dit los om net nog 'n cool boodskapie te wees? Yes, dit was nou lekker. Daai DVD is so cool. Maar ek gaan met my lewe. Julle, ek het iets by die Here ervaar. Dit was amazing. Maar ek gaan met my lewe. So die onus is op jou. Die verantwoordelikheid is by jou. Gaan jy vat wat die Here vir jou sê. Foundational goeders wat Paulus sê, hier is die realities. Ek gaan opsom en afsluit. Paulus intro met sê, julle is godsdienstig. Hy sê 'n tweede ding, hy is God en hy woon nie in tempels nie. Hy het geen behoeftes nie, hy gee lewe en asem aan alles. Hy het mens as prins geskep en is betrokke by hulle. Hy het 'n doel met die mensdom en dis om hom te soek. Want in hom lewe, beweeg en bestaan ons. Ons is sy kinders. Ons is kosbaar. Hy is nie 'n kosbare ding wat jy gebruik nie. Hy's God. En die tyd is nou om die waarheid te erken en te reageer daarop. Jesus is die waarheid in die lewe. En God is besig om te restoreer. Gaan jy saamstap? Gaan jy bly sit? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons hoor op so baie plekke in ons westerse kultuur, ons mooi Suid-Afrika van U. Ons hoor oor U. Ons hoor dinge wat links en regs gekommunikeer word oor wie U is en waarmee U besig is en wat U doen en hoe ek veronderstel is om U te dien en te loof en wat dit beteken om 'n Christen te wees en hoe ek veronderstel is om te sing en wat se liedjies cool is om te sing en wat se Bybeltekste die tekste is om op jou muur te plak en die regte DVD's of boeke in jou boekrak te hê. Here, ons hoor al hierdie dinge. En dan soms verdwaal ons in net dit en dit raak 'n godsdiens. So Here God, ons gebed vanoggend is om te besef dat U die God is wat die aarde geskep het, wat asem en lewe en alles gee. Nie iets cools wat ek in my repertoire van cool dinge het nie. Nie 'n oulike tyd verdryf wat my laat beter voel oor my lewe en myself nie. Here, U is nie hier om my behoeftes en my lus en grille te bevredig nie. Mag ons erken dat U God is. En dat U koning is. Here, ons getuig dit met ons lippe, ons sing dit, ons bid dit, ons sê dit vir mekaar. Ons streef elke dag dat ons lewens dit kommunikeer. Mag dit wragtig word dwars deur ons hele wese heers, Here. Dat ons in U beweeg. Dat ons in U leef. En dat ons in U is. Here, ons wil dankbaar wees. En uit dankbaarheid wil ons reageer oor wie U is. U is koning, U is liefde. U is Jesus, U is die waarheid, U is die weg, U is die lewe. U is al wat ons nodig het. Al wat ons nodig het. Ons loof U en ons prys U daarvoor, Here. Dankie dat ons vanoggend hier kan sit en net kan weet. U is ons koning.
in 'n wêreld van godsdienstigheid, maak U ons godsdiens vol met lewe. U gee inhoud aan ons aanbidding. U gee rede aan dit waarmee ons besig is. Want ons soek U, Here. Mag ons lewens U naam verheerlik. Amen.